Het voorspelde gelicht gevra, het iemand dat geoffreerd dat oor se boos familie, so omkys ek het verkeerd op. Niemand nie. As jy so omkys ek het verkeerd op. Ja, jy is afstuk jy kan die KitKat na vandag. Ja, maar myne is ook. Jy moet maar deel met haar hoor. Okay. Hoe is het verder gaan? Ons maak toe die oë. Dankie Here dat U ons Vader is. Dankie dat ons volgens U kan wees, dat wij die genade. Here, dankie dat ons weet dat U ons verlosser is. U het gekom om vir Jesus om ons lewe in oorvloed te gee, vreugde en vrede te gee. En Here, help vir ons dan ook om tot U te lewe. Ons vra dan dat U vir my ons sal help dat die boodskap vir eers sal verkondig vanoggend, dat ek net die woord geseën sal word, iets wat sal kry wat vir hulle betekenis kan wees. Dankie ook vir ons dat we almal kan bid. Ons bid vir al die geliefdes wat vandag nie is die seën hulle ook staan roep by. Dankie vir al die genade, dankie vir die liefde. Ons bid dit in Christus naam. Amen. Ons kies sommer welkom klaar op vandag. Ons lees in Johannes 10 vers 10, as jy die volledige teks gaan lees, dan sê Jesus, 'n dief kom net steel, en slag en uitrooi. Ek gekom, sodat julle die lewe kan hê, en dit in oorvloed. Want ek wil lewe hê, en in oorvloed. Nie survive nie, nie existence nie, lewe in oorvloed. Maar het vraag is wat hou ons terug, dat ons nie in oorvloed lewe nie. Baie van ons het baie dinge, maar ons lewe nie regtig wat met eer van die Here nie, ons is nie tevrede nie, nie geluk nie, en waar soek ons vrede ook? Dit is baie ook die probleem, ons soek ons vrede verkeerde plekke, eerder as dit by God, en dan die duivel ons beduivel, as ek die plekke besoek. Ek dink baie keer ook aan 'n arm kind, die breek in die kop, die motorband en 'n stok. Hy speel en lag en hy geniet lewe. Hy het nie 'n PlayStation of sulke goed nie. Hy geniet die lewe. Maar ons wil net al so meer en is ons tevrede op die ouende. Maar kom ek in by waaroor dit gaan vandag, so 'n leidende gedagtes net. Want baie mense leef net so gesê, hulle geniet die lewe nie, hulle bestaan nie. En wat hou jy terug? Wat steel jou vrede? Wat steel jou vreugde? Wat maak dat jy nie voluit vir Christus kan lewe nie? Wat hou jy terug? Wat maak jy 'n getuie is vir hom nie? Nou, ons gaan miskien nou in 'n negatiewe manier begin van negatiewe goeders, maar daar's baie positief op die einde ook. En ek ook net sê, ek gaan hele paar dinge deel, uit my lewe uit ook as voorbeelde vir wat ek vir julle wil sê, is nie omdat ek ook weer snaaks en opreg of iets nie, maar dit maak net weer persoonlik miskien ook. Want ons hoor baie keer van stories wat nou in 1910 gebeur, daar in ver Afrika, en dit voel so half onwerklik, want dit is 'n ver storie. Wat is naby ons is close to home, soos hulle sê. En dit is miskien meer maklik te assosieer dan weer, te verselwig en te besef, ja, dis in my toepassing of so. So, kom ons kyk 'n bietjie van die dinge. Onthou, Jesus gekom om vir julle lewe in oorvloed te gee. En Korintiërs staan ook, of julle eet of drink, doen alles met eer van God. So, as jy vreugdevol is, en doen lewe met vreugde, ten spyte van moeilike tye, want die moeilike tye kan jy nog steeds vrede en vreugde hê. Dan gaan jy getuie vir Christus wees. Jy gaan tot sy eer lewe dan. Goed, daar het wees genoem al vir julle glimlach buite, maar dra swaar binne ook.
Want hulle werklik vreugde nie, maar God het antwoorde vir ons. Sport en teg. Onthou net, ek gaan 'n paar voorbeelde noem. Ek het op 'n stadium, toe ek so by tienerstadium was, toe ek is soos 32 byname gehad al. En baie van dit my broer se kant af gekom. Ek het baie gesport, geteg. Voorbeeld te gee, ek was in graad 3 stand 1, ek het gekoekbak het al, en kos kon maak, goed is, musiek, lesse en klavier in die skool, en my broers het baie byname gegee, een van hulle is vir die Hermhof, en sal dit in 'n Hermhof genoem, okay? Maar dit is seun bak 'n koek, en ek het kombuis, en maak speel klavier, en sulke goed. So, ander byname was by ons skorsie, wat daar gebeur het was, toe ek gebore was, ek en 2 van my broers, is allemaal op die 1 Junie gebore, maar as nie tweeling nie, allemaal verskillende ouderdomme. My een oom, het die een broer is die tweede oudste gewees, hy het hom Pampoen genoem, en toe het die ander broer die Skorsie genoem, en toe was ek famous, ek is koerant gewees daai tyd, foto van my ma, my pa, en ek in my ma se arms, en die opskrif sê, Pampoen en patat kry boetie op 'n verjaarsdag, en my bynaam Skorsie. So daai is een van die byname, ek het baie byname gekry, op hoërskool weet ek, het my bynaam Harry Hotspur genoem, met die rugby baie woelig gespeel, en dan was het Resiesperk gewees, daai het die naam Harry Hotspur. In elk geval, so byname, sommige lachen nie oor, sommige is snaaks, ander kan ook kwetseliseer maak, en die mens, die byname kan by mense met jou teruggaan. Miskien het jy vir julle ook so bynaam gehad op 'n stadium. Ander bynaam wat vir my baie keer ook vang, is as mense vir my, en ek spot met brei eintlik. En ek sê, kyk, baie mense noem ek Harry, dis nie vir snaaks, maar kom met die mense, Harry, en spot met erg nog extra by. Dit pla vir my. Want in my geval, ek toe student was, ek 'n kompetisie, sangkompetisie deelgeneem goed. En my breire het dit nie benadeel daar. So dit is iets wat my definitief na in hart lê. Beteken kan mens dit vat? Beteken as mens nie lus daarvoor nie. Mense sulke goed kan maak die plesier in jou rondloop, dat jy die ou teruggetrokke raak. En dan nie bereid is om te lewe vir Christus nie. So ons moet oppas daarvoor, wat woorde kan vastzit. Dus moet jy nie bespot oor hulle voorkoms. Bijvoorbeeld, as iemand 'n gebreklike hand het, dan spot jy nie daaroor bijvoorbeeld nie. Dis spot, dis nie terg daar. Daar is verskil. Maar jy daai tipe ding moet leer. Maar afval, byname kan maak dat jy teruggehou word. Wie ken daai een? Is iemand so bekend? Iemand sy probleem ook het? Niemand nie. So praat met verkeerde mense hierso. Daar is mense ja, sê. Ons ken dit. Goed, soms is 'n bynaam grappig, almal lag daarvoor, is niks snaaks. Maar of is snaaks, althans. Maar ander keer kan dit kwetsend wees en dan kan jy teruggaan. Maar in Psalm 39 staan daar ook: Ek loof U want U is wonderbaar gemaak. So iemand jou geterg het en daai ding sit by jou. Onthou, jy is wonderbaar gemaak. Jy is nie net hier jy nie. God het jou gemaak. En God se kind ook nog. En jy kan hom papa noem. So, soos my broers my geterg, maar God het jou wonderbaar gemaak. Annie het baie keer dat dit voorkom is kritiek. Dit kom baie keer ook. En almal van ons doen een of ander stadium deur onder kritiek. En dit kan ook soms net beteken omdat jy ook miskien nie lekker is nie, dit soos 'n yskou wat water op jou gegooi word. Soms is kritiek ook positief natuurlik. Maar omdat mense gekritiseer word, is baie keer geneig om teruggetrokke te raak en nie dinge te wil probeer nie. So sê sommige mense ken dit ook. Dit is 'n groot koppel te knak. Jesaja 43 sê vir ons, om die kosbaar is in my oë, hooggeag is, en ek jou lief het. So, God is met jou lief. So, kritiseer mense jou. Hy het jou gemaak, jy is sy kind.
Jy is net nie hier jy nie. Dink maar net aan die kritiek wat Mr. Thomas Edison deurgeloop het ook. Met die goeie lamp. Hoeveel duisend het hy gemaak? En mense kritiseer, sê, maar dit werk nie. Jy mos jou tyd. Wat het hy gesê? Hy het geantwoord, nee, ek het 'n paar duisend en meer gevind wat nie werk nie. Ek het iets geleer. So hy het die kritiek omgeswaai. Soms is het 'n bietjie moeilik om te swaai, maar pas op ook, nie vir almal luister die kritiseer nie. Want jy gaan seer kry, en dan gaan jy beslis nie kan voor die lewe nie. So, wanneer mens kritiek lewe, besluit, is die kritiek geldig of nie? As dit nie geldig is nie, gooi dit weg. As dit geldig is, leer dit uit. Annie wat ook baie deurkomstig verlies op hartseer. Omdat God genees, nie altyd voor as ons wat miskien nie, maar God genees wel. En ons weet, ek het 'n voorbeeld daarvan, en ek gaan dit noem, toe ek so 9 jaar oud was, my oudste broer oorlede aan leukemie. Hoe dit met ma en pa gevat het. Ek onthou toe my pa op my ma gesê daarvan, hoe steeds my ma geraak het. Ek is toevallig in die kamer gewees met pa het gesê. En hoe dit hulle geaffekteer het. En toe later jare, toe my een broer sy 30's was, het hy letterlik voor my pa homself in die kop geskiet. Ek het Elise ook teenwoordig gewees. En die spyt van daardie 2 erge verliese en hartseer, het my pa nog steeds aangaan die Here te dien, en nog steeds in gemeentes te staan. En vandag as ons terugkyk, dan glo mens, dit het my pa aan een kant ook geleer, om empathie en sympathie met mense te hê, wat eers altyd in gaan. So dit is hartseer, en ons weet, is die lekkers in het sterf nie, maar God kan genees, soms is stadig as ons wil, en God kan ook daai gebruik op die einde, om vir jou te leer, so jy ook 'n beter kind vir God kan word, en ander kan help. Onthou ons bly in 'n gevalle wêreld, en die ding gaan gebeur, ons is in 'n gevalle wêreld. En onthou ook, 'n Psalm staan daar ook dan nou, die Here is naby die gebrokenes van hart, hy is by jou. Vraag is, reik jy uit na hom, hy is altyd daar vir jou. Vat jy sy hand, of hou jou hand agter jou rug. God kan met oor pyn en hartseer alle betekenisse gee. En jy moet dit ook 'n doel gee, soos met 2 broers, soos afsterwe byvoorbeeld. Dan teleurstelling. Wie wil hierdie jaar iets probeer met werk, dus dit teleurgestel, of iemand het teleurgestel. Op het so gaan. Ons ken dit almal. Jy mik vir sekere dinge, jy wil sekere dinge bereik, sekere dinge doen, maar geleer net nie. Nou dit kan mens baie keer bitter maak. Op die Johannes 16:33 staan, in die wêreld sal jy die verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Dit wil sê, Jesus het gekom ons vrede en vreugde te gee, en oorvloed te gee. Maar waar gaan soek ons dit? Hy het die wêreld oorwin. Baie mense sal sê, dis nie hoe ek dit beplan het nie. Nou, ek gee 'n voorbeeld hiervan, kan ek gee, toe ek student was, toe ek Elise nog uitgegaan het, toe sê ek vir haar eendag, ek wil predikant word. Ek het geglo ek predikant word. Maar, soos dit nog uitgewerk het, ek het vakke verander na andere, ek sê jaar gestudeer met graad in die proses, die onderwys beurs gehad, en ek nou wil oorswaai op predikantstudies, dis sê die Weermacht van my Boetie, jy het die eerste jaar klaar geswat, as die kursus verander met die armee te kom. Ja, met die weersverpligting ook nog, so by jou het maar met onderwysstudie klaar gemaakt, het nie predikant geword nie, en ek gaan vinnig aan 'n storie vertel. Lisa, het my pa gesê, ek bid, ek wil predikant word, sy bid, nee, ek nie predikant word nie. Want sy nie self as predikantsvrou nie. Ja, toe word ek nie predikant nie.
Maar elk van God het op die ouende, soos ek gesien, later jare vir die geleentheid geskep om wel by die punt uit te kom waar mense gesels en preek, wat ek wil preek doen maar, boodskappe deel. God het wel 'n ander plan gehad in die lewe, onthou dat hy self die skool, onderwys, dat hy ook 'n preekstoel so gestel, teen die kinders. Mense dink altyd 'n preekstoel is net so hiervoor. Daar in jou werk, daar waar jy in die winkel kom, waar as jy gaan, is 'n preekstoel. So God het 'n ander pad besluit vir my, in elk geval. Skuldgevoelens, dit kan ons al baie terughou. Ek dink nou, nog iets vertel, ek dink nie veel mense deen of het jaar nie. Toe ek in graad 1, 2 daar rond was, soos die tyd, ek dink dat by jou broer was een van my partners in Graham gewees daar tyd. Hier was 'n boekwinkel, die ander kant ook die poskantoor, Sunny Clue. Tweede is 'n boekwinkel. Jy kon ou boeke vat en hom verkoop, met jy geld gekry. En jy kon tweede boeke gekoop het ook. Nou kom ek in die hele verlede uitgekry. Daar het ons bykie ingegaan, en dat jy met baadjie aangaat, op dit, dan kom ek in die baadjie uitgestap. En dan ga jy terug die winkel toe, en dan verkoop boek teruggeneem. Sag jy altijd verdien. Ek weet of hy dit of goed achtergekom het, en hy het ons maar geïgnoreer het in elk geval. Nou sit jy met daai gedagte in jou, so ouer geword het, gedink, maar dis ek was nie reg het. Toe ons in strand kon bly, na hoeveel jaar ook teruggekom strand toe wou ek dink, miskien na Sunny Clue toe gaan en vir hom sê, ek sê, jammer, dis te gedoen het, maar toe is hy nie daar nie, is hy weg. Toe was die winkel was met daar, maar toe was haar vrou daar, wat die winkel bestuurde gehad het. Ja, dat kan jy so iets kan jy terughou, het klink kleinlik miskien, maar sulke goedjies kan in die agterkop bly sit. En dan kan jy wonder my, yes, is ek nie maar gelos nie. En dan kan ek maak jy by jou nie getuienis is vir God nie. En dit bespreek jy kan lewe nie, want jy dink as dit goed. En soms kom die duiwel en sê, dan terug moet kom. En dan moet die duiwel sê, hey, weg is jy. God wil lang gaan vergewe. Maar skuldgevoelens kan dit doen, hè? En onthou, ons weet vir Johannes 1 vers 9, hy is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en alle ongeregtigheid te verwyder vir ons. En ons moet nie dat sulke goed ons terughou, so 'n anker wees het ons sleep agter ons nie. Ander is geen ondersteuning nie, gebrek aan ondersteuning. Jy wil graag iets doen, graag iets bereik, maar jy kry nie ondersteuning nie. In my lewe was ook sulke goed gewees. Ek gaan dit noem, toe ek op die hoërskool was, het ek begin liedjies skryf. Ek kom vinnig terug, my broers me gespot het, ek gaan terug met daai deel. Toe ek in graad 3 was, vir klavier gesit, dus ek enig my broers, ek gaan enig liedjies skryf. En my een broers het gespot, jy sal ek liedjies skryf, in elk geval, toe ek in matriek was, in graad 11 ook, toe ek liedjies begin skryf al, en toe ek aan 'n steekjes deel geneem, en gou diplomas vir die liedjies gekry. En, maar my ouers my reg ondersteun daarin. Dit het nog as seer gemaak. Dat tree op by jy geleentheid as sanger, die gitaar, die sing, en ek het 'n paar gepraat op die stadium, dat hy, kyk jy, dan sit hy dan en lag hy nie verhoor. Nou, jy besef nie eintlik nie, wat gebeur die mense langsom, maak 'n compliment, geef my nou 'n compliment, nou lag hy, want hy my complimenteer. Ek het die voorstaan, sien hom daar en dink hy lag, hoekom lag hy nou? Lag hy nou vir my? So gelyk is net ondersteuning kry nie. Gelyk jy kry ondersteuning kry nie, jy interpreteer dit dalk verkeerd. Maar 'n goeie voorbeeld, baie goeie voorbeeld van nie ondersteuning kry nie, is Joyce Meyer. Dus sy begin met haar bediening, met haar kerk uitgespot, vir sy moet gaan. Vrouens preek nie, en sy het vriende verloor, sy het alle vriende verloor. En as sy het geglo, God het haar geroep. Dus spyt met die leerstelling, en sy het gehoorsaam gebly in die roeping. Vandag weet ons help sy miljoene mense wêreldwyd met die bediening, en met ook welsynsprojekte goed wêreldwyd.
in Suid-Afrika ook, maar onder andere. Psalm 27:10 sê, "Al verlaat my vader en my moeder my, die Here sal my aanneem." En God is altyd by jou. So al ken ondersteuning nie, dan mense die hoop om ondersteuning te kry nie, God is daar vir jou. Glo in God. En lyk nie vir ander mense glo nie, glo in God in jou glo. Verkeerde keuses, dit maak ons baie maklik. Dink jy ons nie die regte kennis het nie. As jy wil weet jy die week 'n verkeerde keuse gemaak, ek kan dink. Of as niemand verkeerde. Ons maak verkeerde keuses. Dit kan wees oor verhoudings, geldbesluite wees, dit kan vriende wees, dit kan die werk wees. Ek dink 'n goeie voorbeeld is Petrus natuurlik, maar ons kyk Micha 7:8 sê, "Al het ek geval, ek staan op. Al sit ek in duisternis, die Here is 'n lig vir my." So ek kan sê, al die teksverse, kom terug na die Here toe, kom terug na die Here toe, kom terug na God toe. Dink maar aan Petrus, met Petrus daar, in die Bybel baie plekke, want hy sê, regte was hy, die ene was die voet is nat, die verkeerde dinge gesê. Hy sê, "Ek sal u nie verloon nie, glad nie, nee ek nie." En toe het hy. Daar's ander insidente ook wat hy teleurstellend was. En nou, hierdie verloning het gekom net nadat Jesus gevra het, "Wie sê die mense is ek?" En toe sê Petrus, "U is die Here." En net daarna, toe gaan verloon, dat sê hy, "Maar ek gaan u nie verloon nie." En nie langer nou te verloon die Here. So, maar ons weet wat by Petrus gebeur het. Op Pinksterdag 3000 mense tot bekering wat hy gepreek het. God het hom kragtig gebruik. Dis feit van verkeerde keuses besluit wat hy geneem het. God kan dit herstel. Nou, ons weet, jou keuses kan jou lewe beïnvloed. En dit gaan invloed op jou lewe hê. Maar dit weer eens, jy moet besluit wat 'n keuse gaan maak en hoe jy gaan affekteer op die einde. Bitterheid of kwade gevoelens rondloop. Maar dis 'n stadige gif. Stadig seker vreet aan jou, hy vat jou weg. Party mense glimlag, maar die gif sit binne hulle. Ek het wees ek voel met my eie lewe. Kom ek skuldig aan die preekie, dit weet ek die ek kan kry van hoekom. Toe my een broer op selfmoord gepleeg het, ek was besig om in die aansluitbadkamer die teels te teel vir my pa. Elisa het op die bed gesit by die deur van die badkamer. My pa het basies daar gestaan en my broer by die kamers deur kan staan. Hy was besig met skei sake. Hy was op daai oomblik as hy by sy ex gewees of op pad om ex te gewees het en daar moes iets daar gebeur het. En hy het net eenvoudig geknak. En toe staan hy daar so deur, kyk my pa en ek wou sê, jy lig my nooit vir sien nie. Kwak. Dis goed af. Hy is in my arms dood daarso. Hy het nog asem gehaal, is die brein uitgepeel met sy kop. Die demose dokter gewees, die toe gekom, ek moes my ma op die telefoon sê, my broer is dood. Nou stap jy met hierdie ding in jou kop, en hierdie hartseer, en is daai hekset veroorsaak. Dis die gevoel wat jy het. Nou sit met die bitterheid in jou rond. Nou, ek kan nie sê dat ek geniet daar gedink het, of dit werkelijk met kwade gevoels rondgeloop het, maar toch, ek het alle kontak verbreek. Ek het, jy net, en kyk, hulle 3 kinders gehad ook. En die 3 kinders het verlaat op my paal geblei, maar my paal het baie gehelp ook. So, toe op my stadium van die sag gesê, het hele paar later gesê, ek voel dis reg nie. En toe het ek al gekontak, ons al gaan sien en dag by huis. En toe het ek al gaan praat. Wonder kan genees, onthou al vergewe iemand. Beteken dat jy nie gaan beste pels is na die tyd, maar kan die bitterheid wegvat.
en hy bitterheid teen jou terughou. Wanneer jy dinge wil doen, dan kan die duiwel kom sê, daar die bitterheid, jy wil preek, maar kyk jy bitterheid in jou kop, in jou hart. Sal met die ander goed wat jy gedoen met alreeds. Die duiwel gebruik die goed, en gooi teen jou. Sê, want jy nie myself Christen. Maar dat bitterheid kwade gevoelens, ek kan het leek sê vir daardeur. Efesiërs 4:31 sê dan, laat alle bitterheid verwyder word. Want daai bitterheid is 'n gif, 'n stadige gif in jou. Ongeloof. Wie sukkel met die ene? Daar's challenges en dan kom die ongeloof soms deur. En dan wonder jy, nou in Rigters 6:15-16 dan Gideon sê, my familie is die swakste en ek die geringste. En hy sê die leiding is nie familie of so iets. Maar die Here sê, ek sal met jou wees. Wie vertrou jy? Op jouself, op die Here, waar is jou geloof? En ons weet allemaal van die Gideons bende. Hy eers so 10.000 man gehad en op oud dit 300 gewees. En God hulle gebruik om oormag te verslaan. Sonder self eers oorlog te maak op die einde. So, al dink jy is die ringste, al het jy die ongeloof in jou, God kan jou gebruik. God kan jou help. Moses is 'n ander voorbeeld. Maar ek kan praat nie. Wat het God vir hom gesê? Wat van Aaron sal om vir jou te praat. En ons weet almal wat Moses alles, hoe God vir Moses gebruik het. So, al twyfel ons, God kan jou gebruik. Jy moet bereid wees en glo. Ander keer is vergelyking. Jy vergelyk jouself met ander mense. Vergelyking. Nou, jy kan kyk na hulle geld, hulle rykdom, hulle wat ook al hulle het, en hulle is bekend, en sovoorts, en dan vergelyk jouself met hulle. Nou, 'n voorbeeld hierso van vergelyking. Ek het nou neergeskryf, ergens, ek dink jy hierop, ja, as jy dit wees. Psalm 39:14 sê, ek loof U, omdat ek so vreeslik wonderbaar gemaak is. So, jy is wonderbaar gemaak. Jy het nie nodig om te vergelyk met ander mense nie. Jy is uniek, jy is spesiale God se oë. Maar kyk 'n bietjie die ene wat deurkom. Theodore Roosevelt, Amerikaanse president, hy was bekend, beroemd, hy het die hoogste vlakke bereik as jy dus daar dink. President van die VSA, maar tog, toe William Howard Taft oorgeneem het hy 'n ander rigting ingeslaan as het Roosevelt gehad het. En Roosevelt homself nog vergelyk met die nuwe. En het van, is die oude beter as ek? Maak ek nog saak? Is ek nog belangrik? En dit het hom gefrustreer, en dit ook die verhouding beskadig wat daar was. En wat 'n sterk nalatenskap ook gewees het, is vertroebel, die konflik. Maar later het hy besef, hy waarde lê nie in hoe jy met ander vergelyk nie, maar jou eie roeping en in God. Ons is gou te vergelyk, sê, ek kan nie dit doen, ek kan nie so mooi sing nie, ek kan nie so mooi praat nie, of ek kan nie dit doen, of ek kan nie dat doen nie. Maar God kan jou gebruik. So hou op jou te vergelyk met ander mense. Wie is my eie lewe, as ek nou teruggaan na die sportstories toe, okay? Hoe ek gesport was, ek moet sê, dit het aan my gevat as kind, verseker. En die ewige ding wat ek gedoen het, as my broers my sê, jy kan nie ding doen nie, dan ek sê, vir myself, ek gaan jou wys, en dit doen ek het. Ek het dit omgeswaai, en ek wil iets doen aan nie, ek gaan jou wys. Maar dit kon nie so wel seer gemaak het. Maar aan die ander kant weer, al het ek dit reg gekry, om die ding het verkeerd te bewys. Op die oude was ek steeds maar onskoolsig gewees. Binne my, ek was nie selfe gevoel, want ek het die verkeerde dinge gaan probeer, myself vind. Ek gaan probeer vind en iets te bereik.
Ek het marathonne gehardloop. Baie mense is baie mense, maar dit maak nie vir my skielik baie lank 'n pop of iets nou nie, maar baie mense gesoek is sulke goed met ouens sê, maar hey, kyk wat ek bereik het, en dit dat hulle goed voel, maar op die ouens wat op hulle eie is, dan is hulle presies ou skorsie van voorheen. Ander mense by is, wow, en jy sê van marathonne gehardloop, dan voel jy goed. So eie is, maar nie jou skorsie. En ons gaan soek baie keer, soos ek sê, ons dinge, ons vrede, ons vreugde, die vloedigheid wat God Jesus beloof het, gaan soek op verkeerde plek. Ons moet ook as die tekst praat van 'n vloedige lewe, dat het gaan nie toe gaan geld, asseblief nie. Dis die mense verkeerd interpreteer. Het gaan ook oor vreugde. Ook 'n lewe wat jy baie dinge bereik en ander mense help en in belewennisse, in ander woorde ook. En met vrede in jou hart, met vreugde en sulke dinge. So, ons kan net hierdie dinge wat jy genoem het afskip as ons na God toe gaan en dit aan sy voete neerlê en sê, dis dinge wat my terughou. Vat dit vir my asseblief, sodat ek 'n vol lewe kan hê tot u eer. Dis nie 'n volledige lys nie, nee, daar's baie meer dinge ook. Ek is seker van julle gaan nog goed kan dink dat mens op die lys kan sit. En elke onderwerp wat ek dus kan sê op sy eie 'n preek wees ook. Maar goeie nuus, God het antwoorde. Ons kind vind hier dit ook. Daar is ook baie ander, maar doen self ondersoek, gaan sit by jouself en dink, wat is daar? Wat ek nie eens genoem het, die ander dan, wat jou terughou. Ek het nog gelees, ergens van nog 'n hele paar, ek het vinnig gelees, vrees, twyfel, verlede foute, negatieve denke, gebreke selfvertroue, vergelyking met ander, gemakszones, uitstel, altyd uitstel, onvergewensgesindheid, verkeerde invloede, meng met verkeerde mense, goeders, trots. Ek kan nie doen nie, ek sê trots om dit te doen, te belangrik, wat ook al. Gebreke dissipline, jy begin maar nie vol nie, en dan kan nog goed bykom. Dis met soeke paar, kan nog baie meer bykom. Ok, God het antwoorde, so eerstens vraag vir jouself, wat hou my terug? Wat maak dat ek voor dit lewe? Is ek bang vir ander mense? Nie genoeg vir God nie, wat hou my terug? Vraag vir die vraag. Want God gee nuwe krag. Die een wat op die Here wag, kry nuwe krag. Jesaja 40 vers 31. En God gee nie altyd alles vooruit nie, maar hy sal vir jou genoeg gee vir elke dag, as jy vertrou. Pyn kan ook 'n doel kry. Iets kan met jou gebeur, en God kan dit gebruik. Ek dink Joyce Meyer is 'n goeie voorbeeld, van daar paal daarvan hoeveel jaar op verkrag het. En vandag was het evangelistie sy, toe klein is hy gebid, die Here wil dit wegvat, die Here het nie. Die Here wil dit weer gehelp. En as sy vandag, as hy volwassene, sy, wanneer ek terugkyk, dit dink eintlik nie, ek het spyt daaroor nie. Want God het my daar die baie geleer. En as ek daarvoor was nie, was ek vandag waarskynlik nie die bediening om mense, ander mense te help nie. Heeltemal 'n ander visie oor wat met daar gebeur het. Ander interpretasie. Want God het daar pyn in 'n doel verander. En sy help baie mense, miljoene mense. Onthou, God kan jou hartseer omdraai, God kan jou foute omdraai, verander, jou trane afdroog, en hy kan so help, dat wat ook met jou gebeur, positief help, in plaas van negatief. God gee oorvloedige lewe, dit is Jesus toch gesê, ek kom in oorvloed vir jou te gee. Reeds op aarde, baie mense interpreteer dit nie so nie, maar Jesus het gesê, dat op aarde al vrede en vreugde hê. Dis spyte van verdrukking en vervolging. Maar ons is geneig om materiële dinge, ons vrede en vreugde te wil gaan vind. Materiële dinge gaan vir jou miskien 'n bietjie plesier gee, maar nie dat jy net vrede en vreugde nie.
Die vraag is net, wat hê jy terug? Wat steel jou vrede? Wat rem jou vreugde? Wat keer jou om voluit vir God te leef? So ons gaan self ondersoek. Dis eintlik die hoofboodskap as ons gaan dink, wat hê jy terug? Selfondersoek. Gaan doen selfondersoek. En nou het ek net 'n bietjie die mekaar agterna die dinge ek gedink om te sê. So ek hoop ek herhaal te veel op die ouene nie. Maar goed, as jy eerlik is vir God vandag, watter een van hierdie dinge hou jy vas? Wat is daar onsigbare band wat om jou is nou vas sou terughou? Wat hou jy terug? Nou die duiwel wil steel, hy wil breek, hy wil bind. Laat hom toe wat doen, of sê van skoot, weggesluit. Quoteer tekst in die Bybel uit. Sê vir hom, ek is God se kind, jy het geen mag oor my nie. Teendeel, as jy God se kind is, het jy mag oor die duiwel, deur Jesus. Jesus gee vir jou mag. Dan 'n ander vraag wat ook moet afvra natuurlik, en dis iets wat ook jy moet terugseker, in watter mate is jy dalk 'n remskoen in 'n ander man se lewe? Goeie handskoen die ander kant weet. Vra vir jouself, of ek nie dalk 'n oorsaak is van die dinge in iemand se lewe nie. So, ons sluit af. Wat hou jy terug? Spot, kritiek, verlies, skuld, bitterheid, teleurstelling. Ek het vandag byvoorbeeld, was eerlik. Mense, as hulle spreek, mense graag 'n klomp mense hê. So, ek kon makkelijk terughou het, dis my nog net 10 mense. En dan die duiwel gewen. Dis oppas wat hy in ingee. Teleurstelling kan so makkelijk inkryp, so makkelijk. Bring dit na Jesus toe. Okay, dit wil terughou. Bring dit na Jesus, nie dit wat vasthou nie. Want as weet die duiwel beslis nie, dan vir jou bes wil nie. Onthou, Jesus het gekom, dat jy kan lewe. Nie net bestaan nie, net oorleef nie, maar kan lewe. Miskien moet jy vandag, is jy vastgevang in iets. Want dan het jou verlede bepaal, nie jou toekoms nie. God maak alles niet. Kyk, ek maak alles niet, het God gesê. God werk genesing, so daar wat betrek en seer en goed is, God werk genesing. God het nieuwe beginne, so ja, jy kan 'n fout maak, jy kan weer begin, opstaan, niet begin, en 'n verskil maak. So kies vandag nog, om na verlede af te skit, die bagasie wat jy opdra, wat jy terughou, gaan gooi die bagasie af in die kruis, los hom daar, en nie nodig, vra vir iemand om saam met jou te bid, gaan praat met iemand, so jy die dinge kan afskit, so jy vol liefde vir Jesus kan lewe. So kies vandag, om Jesus te glo, wat hy sê dat gekom het, dat jy in oorvloed kan lewe. Oor toe die oë. Dankie Heer Jesus dat u gekom het, nie om ons te red nie, en baie dankie daarvoor, dat u gekom het ons vrede en vreugde en oorvloed kan hê. En Heer, u weet, u ken elkeen van ons, u weet wat dit is wat ons terughou. U weet wat die remskoene daar is, wat maak dat ons nie werklik waar die doel bereik wat u vir ons gegee het nie. Wat maak dat ons nie getuies vir u is nie. En wat ook kan maak dat ander mense geaffekteer word deur ons optree. Help vir ons ook om hierdie dinge raak te sien in ons lewens en dit in die voete te lê. Dat ons werklik waar getuies nie kan wees deur 'n vreugdevolle lewe te kan lewe tot die eer. Dankie Heer vir u genade. Ons vra ook u dat u vir almal wat u is, sal seën, ook ons geliefdes familie, almal sal seën.
en onder vrede en vreugde sal hê. En dankie Jesus, vir alles wat U vir ons gee en doen. Ons bid in Christus naam. Amen.